Welkom by Deeply Rooted Online Ministries. My naam is Toetjie en dit is so goed om met julle vanmôre saam te kan kuier en ons gaan 'n bietjie gesels oor gebed. Baie mense vra vir my, hoe bid ek? Waaroor bid ek? Wat doen ek? En dit is okay, want ons almal het daai een of ander tyd in ons lewe begin. Nou kom ons kyk na Filippense 4 vers 6. Dit sê, moet oor niks besorg wees nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smekinge aan God bekend word. So jy gaan alles wat jou pla, dan sê jy, Here, hierdie dit en dit en dit en dit pla my, ek gee dit oor vir U. Die woord gebed hier kom van die Griekse woord wat prosesje is. Dit beteken om 'n diep persoonlike verhouding, 'n verbinding met God te hê, in 'n persoonlike verbinding. Daai verbintenis, daai kommunikasie, gebed is kommunikasie met God, dit is maar al wat dit is. Gebed is nie net praat nie, dit is 'n verbintenis met God. Die oomblik wat jy sê, Here, hoor my, Here, help my, dan luister die Here. Jy is nie afhanklik van wifi sein af nie. Dit is, ek sê altyd die eerste SMS wat ooit uitgevind is gebed, want jy is in direk verbinding met God, sonder enige wifi of sonder enige iets anders. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Dit is wat gebed is. Jy kom met alles, elke aspek van jou lewe kom jy na God toe en jy bespreek dit met God. Die woord werp is eperito, wat beteken om iets heeltemal oor te gee. Iets heeltemal oor te gee. Nie vas te hou en te bid nie, maar iets oor te gee. Dit los te laat. Bid en los te laat. Dit is wat ons bedoel. Moenie bid oor iets en dan vat jy môre daai pakkie weer terug en jy praat negatiewe goed oor daai pakkie nie. Jy sê, Here, hier is hierdie pakkie. Ek gee dit vir U en ek los dit by U. En jy hou net aan en sê, dankie Here, dankie Here, dat U dit en dit en dit en dit en dit vir my doen. Nou ek het nou gepraat oor die woord werk. Jesaja 26 vers 3 sê, U bewaar hom in volkome vrede, wie se gemoed op U vertrou. As daai angs en daai vrees om jou 'n warbel om jou is, dan kom jy en jy gee dit vir die Here. Shalom, vrede hier, shalom is vrede, dit is heelheid, dit is rus, in elke omstandighede is dit rus, want niks sal jou ontbreek nie. Vrede is alles rustig, wanneer die vyand kom en jou gedagtes so bombardeer, dan sê jy, los my uit, die Here gee vir my vrede. Psalm 94 vers 19 sê, as my gedagtes binne in my vermenigvuldig, verkoop U vertroostinge my siel. Selfs wanneer jou gedagtes 'n warbel raak en die vyand bombardeer jou met verkeerde gedagtes, bring God se rus binne in jou gedagtes. Hierdie is die grondgebied van ons en dit is ons gedagtes. Selfs wanneer jou gedagtes in 'n warbel raak. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg. Genade, charis, wat beteken God se krag wat in jou swakheid werk. So al voel jy kan nie meer nie, God werk in jou swakheid. So ek wil jou vanmôre los met die gebed werk nie omdat jy perfek bid nie. Gebed werk omdat God luister. Shalom en vrede, sien julle weer.